Baie welkom by Theo Koppeltegnologie. Ons praat oor identiteit en net daai verskriklike moeilike ding in ons lewe om te kan connect en net te kan glo wie ons werklik is en baie keer daai confusion van wie ons werklik is en wie ons eintlik wil wees. Nou, in Galasiërs 2 vers 19 tot 21 skryf Paulus hierdie ongelooflike woorde. Hy sê, I identify myself completely with Christ. As ons praat oor identiteit, dan is dit seker die grootste ding. Waar kom die identiteit vandaan? Met die goed waarmee ek identifiseer. Werk nou maar net so. En ek dink hier is die twee groot vrae wat ons in ons lewe moet vra. Ek dink die eerste een is, wie is ek? En dis huge en dis moeilik. En dan die tweede moet 'n mens miskien vra, watter ek? Want met watter een identifiseer jy? Is dit nou met die Abraham of die Abraham, of die Saulus of die Paulus, of die Simon of die Petrus in my? Met wat een identifiseer ek? Dit is vir my eintlik nou so ongelooflik. Lukas nou 2 jaar oud, en nou sien ek hoe werk hierdie goed. Hy begin nou sy eie identiteit te vorm. So hy het nou agtergekom, hy's nie sy ma Wilma nie, en nou begin hy te kies, en nou het hy besluit dat Thomas is 'n trein, dis wie hy is. So as ek vir Luka vra, wie's jy? Dan sê hy Thomas. Elke aand voordat hy gaan slaap, as die storie nie Thomas in het nie, dan wil hy nie daarna luister nie. Werk ook nie anderster met ons nie, dat ons En hierdie goed werk ook nie bewustelik nie. Hy dink dit nie uit nie. Dis net 'n gevoel en dis ook saamgestel. As ek het 'n behoefte om my te assosieer met my omgewing, met supersterre, met whatever, en uit hierdie goed waarmee ek identifiseer, skep dit 'n identiteit in my lewe. So daar's altyd tekort, daar's altyd 'n oorhoofse identifikasie in my lewe wat my maak. Nou met Luka werk dit so dat hy 'n paar basiese behoeftes wat enorm is. Hy wil sekuriteit, hy wil oorleef en hy wil liefde hê en hy wil voel hy's geborge en hy wil voel hy beheer. Enige iets in hierdie lewe wat dit vir ons simboliseer, of oorlewing, of sekuriteit, of liefde, dis waarmee ek en jy identifiseer. Maar hier is die probleem, dat baie van die simbole waarmee ons simboliseer, verteenwoordig glad nie sekuriteit nie, soos geld. Veel keer moes Jesus daaroor praat om sy disippels net bewus te maak, dit verpersoonlik iets wat hy genoem het mammon, en jy gaan nie sekuriteit in dit kry nie, of in liefde kry. En dit gebeur dat ons identifiseer en onsself oorgee en baie keer ooridentifiseer met 'n familie, met 'n dier, met wat ook al waar my totale geborgenheid lê in dit wie ek is. En hier is die probleem met enige identifikasie. Jy word presies dit waarmee jy identifiseer. As ek lief is vir geld, vir goed, dan word ek 'n materialis. As dit net gaan oor plesier in my lewe, dan word ek 'n hedonis. As ek in niks glo nie, dan word ek 'n nihilis. Dis presies wat gebeur. Die geestelike journey is eintlik om my identifikasies te verander. En op 'n plek in my lewe te kom, dat ek kan kom wat Paulus sê. Ek identifiseer, I identify completely with Christ. Hoekom? Want dan beweeg ek na dit toe wie ek werklik is en hoe ek gemaak is. Dis die journey van 'n Saulus na Paulus of van 'n Abraham na 'n Abraham. Dis deur identifikasie. En as jy wil weet hoe lyk dit, jy kan dit nie modelleer nie, jy kan dit nie probeer wees nie. Jy is net. Jy is net. Is soos 'n kind. My seentjie probeer nie dink wie hy is en dan tree op, nie op hierdie stadium. Dis die beauty van 'n baba en van 'n klein kind. Hy vertaal dit nie uit die hart in die koppie soos wat ons dit doen, dat ons korrek is, polities korrek en geestelik korrek is nie.
Hy doen net, hy lewe net uit dit wie hy is. En ek dink om daar te kom, gaan beteken, dat daar goed in ons lewe nie meer belangrik is, en dat daar sekere identifikasies is, wat nie belangrik is. En dis die great nuus. Nuwe goed in ons lewe kom nie omdat, ek doen nuwe goed, of ek ontdek nuwe goed nie. Nuwe goed kom baie keer, net omdat ou goed wegval. En deur te identifiseer met die regte goed, gebeur dit outomaties, dat die ou goed wegval. Dink is wat Jesus gesê, die koringkorrel moet eers val, en hy moet doodgaan. As hy goed wegval, dan word ek net. Dink net hieraan, wat beteken dit vir jou, om met Jesus te identifiseer? In hierdie gedeelte wat Paulus skrywe, sê hy, hoorie, maar ek soek nie meer julle goeie opinies nie. Hy sê, en weet jy wat, ek doen nie meer goed om God te impress nie. Wat 'n wonderlike bevryding om 'n tipe spirituality te hê, wat jy niks meer doen, omdat jy dink dit gaan werk, of omdat jy dink jy gaan iets bereik, of omdat jy dink jy word geestelik nie. Wat van as jy dit al klaar is? Jy moet dit net uitwerk. Wat van as jy gaan identifiseer met Christus op so 'n manier? Hy wil nooit bewys wie hy is nie, hy doen nie wonderwerk nie, hy sê slegte en oorspelige geslag soek dit. Hulle vra vir, maar is jy God? Hy sê, kies jy maar self, hy het geen behoefte om homself te bewys, om homself te laat geld, om homself te verdedig nie. Dis jou ware ek. Tot volgende keer.